Ek wil vanoggend vir julle vra, is hier iemand wat vir my 'n lys kan maak van wat 'n ma se verantwoordelikhede is? Gaan ons begin met die lys. Maar as ons klaar is met daai lys, wil ek 'n lys maak van wat 'n ma se kommernisse is. En na daai lys, as ons klaar is, ons gaan nou begin, gaan ons 'n lys maak van wat is 'n ma se verwagtinge van 'n gesin en van die samelewing. Gaan ons daai lys vanoggend kan klaarmaak. Dag is te kort. Nee, ons het 5 tot 7 werksdae nodig vir die lys. Nou sien daar so baie wat op 'n ma se skouers hang. Nou ek wil hierdie diens net begin deur om te sê, dis nou die laaste keer wat ek gaan na die pa toe verwys. So julle kan ook luister, die woord is ook vir julle vanoggend, maar meerendeels is dit vir die ma's, okay? Vir die res van die tyd gaan ek met die ma's praat. Asseblief paas, moet nou nie julle ore toedruk nie. Ons gaan nou nog steeds, die woord kan nog steeds vir julle iets beteken. Maar daar's so baie wat van 'n ma se skouers afhang. En ek dink nie ek gaan dit ooit verstaan of gaan ooit die geleentheid hê om dit te verstaan nie, want ek was nog nooit 'n ma nie en ek gaan ook nooit 'n ma wees nie. Maar vanoggend wil ek namens al die mans wil ek vir julle sê, ons eer julle vandag. En ons waardeer julle. En ek weet ons sien nie altyd julle harde werk raak nie en ons sien nie altyd al die opofferinge wat julle maak raak nie. Maar vanoggend wil ons julle eer daarvoor en ons wil vir julle sê dankie. Ek sê altyd vir my vrou, sy is nou dalk nog nie 'n ma nie, maar dit beteken nie daar's nie 'n kind in die huis nie. So ek probeer my beste om haar voor te berei vir kinders eendag. Ek gee my heel beste. En dis 'n harde werk. En ons as mans, as die teenoorgestelde geslag, gaan 10 nooit verstaan hoe dit voel nie. Maar ek is dankbaar vir die woord van God vandag. Amen. Die woord van God wat verstaan, wat ons bietjie insig kan gee, wat weet waar deur 'n vrou gaan, wat so bietjie van daai, wil dit nie 'n las noem nie, want dis nie noodwendig 'n las nie, maar wat van daai gewig dra ken. Die woord kommunikeer so bietjie daarvan. Want sien, om 'n ma te wees is nie 'n hobby nie. Is nie 'n naweek sport nie. Dis nie soos om rolbal te gaan speel en nou is ek vir daai uur en 'n half gegoue mamma en dan as ek nou genoeg gespeel het, dan is ek nou klaar vir die week nie. Dis voltyds. En dis seker een van die voltydse werke wat die slegste betaal, is dit nie? Waar is die mans wat nou hard gelag het? Julle moet wyd sit. Dis 'n voltyds, ek wil amper so ver gaan om te sê dat dis 'n roeping om 'n ma te wees. Die dag wanneer God jou seën met kinders, is dit 'n roeping vir jou. Sien, want een van die eerste opdragte wat God vir die mens gee, en meerendeels vir Eva, want 'n man se bydrae in kinders maak is nie veel nie. Een van die eerste opdragte wat hy gee is Genesis 1 vers 28. God het vir hulle geseën. God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit." Dis 'n opdrag van God om 'n ma te wees, dis 'n opdrag van God om kinders te kry. Daarom is dit 'n roeping om 'n ma te wees. En soos wat dit met enige roeping werk, is dit nie altyd maklik nie. Daar's baie kere, en julle mag nou nie uitpraat nie, moet dit nou nie vir die res van die dorp gaan sê nie. Maar daar's baie kere wat ek gedink het, ek moet net 'n mechanic gaan word. Karre praat nie terug nie. Ek moet gaan sakkies pak of iets anders te doen. Want 'n roeping is moeilik. 'n Roeping is taaf. En die rede hoekom mense nie volhou in hulle roeping nie, is want hulle doen dit sonder God se krag. En sonder dat God hulle help. Net so kan jy nie 'n ma alleen wees as God jou nie help nie.
As God jou nie deurdra nie, en as hy nie vir jou die krag gee om dit te doen nie. Ek sien daar's 'n storie van 'n ma in 2 Konings 4. En ons gaan dit saam lees, maar dis 'n ma wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. Nou, wie is van julle wat nou sal verstaan en sal weet hoe dit voel? Maar daar's een ding moeiliker as om 'n ma te wees. En dis om 'n ma alleen te wees, sonder 'n maat. En ons weet nou nie hoe daai omstandighede gekom het nie, maar dis taaf. Dit is taaf en ek wil hierdie somme namens die maas vir die man sê. Moenie 'n afwesige pa wees nie. Want daar's nie iets so sleg soos 'n ma wat alleen vir die gesin moet sorg nie. Alleen na die kinders moet kyk nie. 'n Ma het ondersteuning nodig. 'n Ma het hulp nodig. Maar ons sien hierdie vrou in 2 Konings en ek gaan vir julle die storie lees. Dit gaan nie op die bord wees nie, so dalk kan jy net jou verbeelding gebruik om jou in hierdie situasie in te sien. Dit begin in vers 1 en ons gaan lees tot by vers 7. Dit sê 'n sekere vrou, die vrou van iemand uit die profetegroep, het hulp van Elisa ingeroep. Sy het gesê: "U dienaar, my man, is dood, en u weet self dat u dienaar ontzag gehad het vir die Here. Die skuldeiser het nou gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar: "Wat kan ek vir jou doen? Vertel vir my wat jy in jou huis het." En sy het geantwoord: "U slavin het niks in die huis nie, net 'n kruikie met olie." Sy het toe gaan vra. Hy sê toe: "Gaan vra houers by al jou bure in die straat, leë houers, en moet nie te min vra nie. Gaan daarna en sluit die deur agter jou en jou seuns, gooi dan die olie in al hierdie houers, die wat vol is moet jy eenkant neersit." Sy het toe van hom af weggegaan. Sy het die deur agter haar en haar seuns gesluit. Hulle het vir haar die houers aangegee en sy het ingegooi. Toe die houers vol was, het sy vir haar seun gesê: "Gee nog 'n houer vir my aan." Maar hy het vir haar gesê: "Daar is nie nog 'n houer nie." Die olie het toe ophou vloei. Sy het gegaan en dit vir die man van God vertel. En hy het gesê: "Gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oor is." En dis hierdie wonderwerk wat in die Ou Testament gebeur. En dit begin by 'n ma wat besorgd is oor haar familie. En ons sien dis 'n ma wat dit nie maklik het nie. Dis nie 'n maklike situasie nie. Sy gaan en sy sê vir Elisa: "Ek sit met 'n probleem hierso. Die skuldeisers het al gekom. Kan julle dink hoe lank sukkel hierdie ma al? Dat sy al moes gaan skuld maak het om te sorg vir haar seuns, want haar man is dood nou. Sy moes al gaan skuld maak het om te sorg dat daar kos op die tafel is. Sy moes mense al in die oë gekyk het en gesmeek het en gevra het en beloftes gemaak het wat sy nou nie kan hou nie. So lank al dat die skuldeisers gekom het en gesê het: "Hey, maar as jy nou nie kan betaal nie, dan vat ons jou seuns as slawe." Kan jy as ma jouself vanoggend hier indink in daai situasie in? Dit kan nie maklik wees nie. Dit kan glad nie maklik wees nie. En vanoggend wil ek met julle gesels oor waar kom 'n ma se krag vandaan? Julle almal het al die stories gehoor van 'n ma wat 'n kar van haar kind aftel. So dis een van die redes hoekom ek veral rondom mammas nie te veel grappies probeer maak nie. Want ek kan vir julle sê, ek weeg nie eers naaste by so baie soos 'n kar nie. Dink net wat gaan hulle met my kan doen. Maar ons sien hierdie situasie, die ma het dit moeilik en sy's amper half raad op nou al. Sy gaan na Elisa toe en dis amper asof sy vir hom probeer oorreed en oortuig en sê: "Hoorie so, my man was in die profete groep gewees. Hy was u dienaar. Asseblief sien my tog net raak in hierdie moeilike situasie."
En die eerste ding wat ons sien, hierdie ma reg gedoen het, en al die ma's hier teenwoordig vanoggend, ek wil julle uitdaag om dieselfde te doen, om vir myself te besef. Nommer 1, 'n ma moet weet waarheen om te gaan. Ek wil weer vir ons die eerste vers lees. Dit sê 'n sekere vrou, die vrou van iemand uit die profetegroep, het die hulp van Elisa ingeroep en gesê: "U dienaar, my man is dood, en u weet self dat u dienaar ontzag gehad het vir die Here. Die skuldeiser het nou gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Hierdie ma is raad op. Daar's geen meer ander uitweg nie. Ek dink sy het al tot weer teruggegaan na die skuldeisers toe en gevra vir dalk net nog 'n bietjie. Kan ek nie net nog 'n bietjie leen nie? Is daar nie nog iets wat ek kan doen nie? Sy het nie meer iewers heen om te gaan nie. Sy het nie meer 'n ander plan nie en sy besef die gevaar van die situasie dat as sy nie drasties iets doen nie, gaan daar moeilikheid wees. En hierdie ma besluit toe om die regte ding te doen. Sy gaan na die profeet toe. Nou ek kan nie begin om vandag te dink wat is al die kommernisse wat ma's deurgaan nie. Ek kan nie vandag begin om te dink wat is al die verantwoordelikhede nie. Ek kan nie vandag begin om te dink jy as ma wat hier sit vandag wat dit is wat jy face nie. Maar wat ek weet is ek weet waartoe kan jy gaan. Ek weet na wie toe kan jy draai om hulp te kry, om krag te kry, om die moed te kry om aan te gaan. Want wat hierdie ma gedoen het, is sy het na God toe gedraai. Die rede hoekom dit vir haar moontlik was om hierdie situasie te kan hanteer, is want sy was bekend met God gewees. Sy praat met die profeet, met Elisa, en sy sê, "U weet tog, my man was u dienaar, my man was deel van die profete groep gewees. Die vrou was nie onbekend met God gewees nie." Nou, ek wil dit net vinnig hier tussenin sê, om 'n ma te wees, gaan drasties moeiliker raak, as jy nie bekend is met God nie. As jy nie weet, dat jy na hom toe kan draai nie. Hierdie ma het geweet, wie God is. Die vrou was genoeg blootgestel, die ma, aan die teenwoordigheid van God, om te weet. Sien, dis een ding, vir ons wat weet, ons krag kom van God af. Ons weet om soontoe te draai. Maar as daar nie blootstelling was aan God se teenwoordigheid nie, hoe sou dit dan wees? Hoe sou ons dan weet om na hom toe te draai? So vir die ma's vanoggend hier wat nie heeltemal seker is waartoe om te draai nie, stel jouself meer bloot aan God se teenwoordigheid. Kom meer by die woord uit, bid meer, want dan land daai besef in jou hart dat ek kan na God toe draai. Ek kan hierdie geleentheid gebruik om na God toe te gaan, want ek weet hy gaan 'n uitweg kan bied. En vir die ma's wat hier is vandag wat weet, gebruik die geleentheid om ander ma's meer aan God bloot te stel. Hierdie ma het die voorreg gehad van haar man wat deel van die profete was, wat hulle gesin gereeld blootgestel het aan wie God was en aan sy teenwoordigheid. Wie is jy die blootstelling wat ander ma's nodig het? Is jy nog bekend met God? As ek vanoggend vir julle raad kan gee, moet nie onder geen omstandighede met 'n mamma beer mors nie. Glad nie. 'n Ma wat so in 'n hoek vasgekeer is, en dan haar kinders ook nog in die gevaar. Daar's min wat 'n ma nie sal doen nie. Jy gaan nie eers weet jy het iets oorgekom as jy met so 'n mamma beer mors nie. Jy gaan jou oë net oopmaak met die gepiep, piep, piep, piep. En die dokter wat vir jou sê, meneer,
Lê baie stil. Jy het baie seer gekry. Want sien, daar's min wat 'n ma nie bereid is om te doen nie, maar daar's min wat 'n ma kan doen, wat lewe na die situasie toe gaan bring, behalwe na God toe draai. Want sien ons, amper sê ek ons as ma's, nee, ek is nie 'n ma nie, ek moet nou al hierdie gewoonte goed wat ek geleer het om te sê afleer. Ons as mense oor die algemeen is gewoond daaraan om 'n situasie self uit te sorteer. Ek kan hierdie fix, ek weet hoe ek is al hierdeur. En 'n ma is geneig om dieselfde te doen. Maar daar gaan net werklik lewe kom wanneer sy weet sy kan na God toe draai om haar wysheid te gee, om haar te help deur hierdie situasie. Sien, die ma kon weer gaan skuld maak het. Sy kon ander skuldeisers gaan sien het en vir hulle gevra het, kan julle nie vir my bietjie leen dat ek hierdie groep kan terugbetaal nie, maar die probleem sou wees dan is sy net weer in die skuld by ander mense. Die ma kon die skuldeisers doodmaak. Want 'n ma kan as dit kom by haar kinders. Maar dan het sy 'n klomp ander mense op haar keus. Sy kon weghardloop van die skuldeisers af, maar vir hoe lank dan? Sien, daar's geen ander oplossing wat werklik lewe vir die situasie gaan bring nie. Die enigste oplossing vir jou vanoggend as ma is, hardloop na God toe wanneer die skuldeisers kom klop. Wanneer die situasie so moeilik raak, wanneer dit taaf raak, wanneer jy raad op is, ma, hardloop na God toe. Hoor wat sê Psalm 34 vers 18. Dit sê nou die regverdiges roep om hulp en die Here luister. Uit al hulle benoudhede red hy hulle. Weet jy vanoggend, mamma, dat daar's nie een situasie in jou lewe waar God jou nie uit kan red nie. Weet jy dat daar's nie een situasie wat jou familie bedreig waaruit God julle nie kan red nie. Daar is nie een nie. As jy na God toe draai, sal hy jou help. Sal hy jou uit hierdie benoudheid uitred. Ek kan nie vanoggend eers dink wat dit als is wat 'n ma benoud maak nie. Maar ek weet waartoe kan sy draai. En ek wil julle aanspoor vanoggend, soos hierdie ma na God toe gedraai het, in elke situasie vanoggend, draai na God toe. Praat met hom. Die volgende ding wat sy moes besef het, is 'n ma moet weet dat die oplossing was nog altyd eintlik in haar besit. Slim mense reken dat die normale mens tussen 12.000 en 60.000 gedagtes 'n dag het. So ek neem aan die mans is meer hier by die 12.000 rond en die ma's en die dames meer hier by die 60.000 rond. Weet julle dat hierdie selfde slim mense reken dat omtrent 80% van daai gedagtes negatiewe gedagtes is. Dis gedagtes waar jy eintlik die situasie sleg sien of bekommerd raak of dit sien as 'n bedreiging of die ding wat ek dink die meeste ma's mee sukkel is 'n twyfel in jou eie vermoë, 'n twyfel in jou eie krag. Dit beteken dat tussen 9.600 en 48.000 negatiewe gedagtes 'n dag ons gedagtes oorheers. Nou ek weet van julle stap nou al 'n pad met die Here en julle gedagtes is nou al vernuwe en is seker nou al bietjie minder. Maar dit is so maklik dat ons oorheers word met negatiewe gedagtes. Twyfel in onsself en dit raak soms moeilik om van hierdie slegte gedagtes ontslae te raak, maar hierdie slegte gedagtes, hierdie twyfel in onsself maak ons blind vir wat God besig is om te doen.
Dit maak ons blind vir wat God binne in ons gesit het, binne in elke ma gesit het, vir wat God in en deur haar kan doen. Hoor wat sê hierdie stuk verder, vers 2 tot 4. Dit sê, toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Vertel my wat jy in jou huis het. En sy het geantwoord, u slavin het niks in die huis nie. Die ma se eerste reaksie is, ek het niks nie. Ek weet nie. Daar's niks meer nie. En baie keer kom 'n ma tot op 'n punt waar sy voel, ek het niks meer om te gee nie. Ek het nie meer krag om te luister nie. Ek het nie meer krag om te bid nie. Ek het nie meer nie. Ek het niks meer in my huis nie. En God maak ons blind, want sy sê sy het niks nie. Net 'n ou kruikie olie. Dit sê verder vir hy sê toe, gaan vra houers by al jou bure in die straat, leehouers, moet net nie te min vra nie. Gaan daarna in en sluit die deur agter jou en jou seuns, gooi dan die olie in al die houers, die wat vol is, moet jy eenkant sit. Die profeet vra vir haar, wat is daar in jou huis? Ek wil vir jou vanoggend vra, ma, wat is daar in jou huis? Nou, ek bedoel nie die yskas by die huis op hierdie oomblik, of die koskas nie, of die klerekas nie. Maar wat is daar in jou binnekant, in jou liggaamlike huis? Wat het jy nog om te gee? Sien, God stel nie eintlik so belang in alles wat jy verloor het nie. Dit maak nie vir hom saak nie, hy kan dit vir jou in 'n oogwink teruggee. God stel nie belang in alles wat jy moes prys gee nie. Hy stel belang in wat het jy nog oor. Het jy 'n bietjie tyd? Gee dit vir God. Het jy nog die vermoë om jou oë toe te maak en te bid? Gee dit vir God. Want met die klein bietjie kan hy nog baie maak. Sien, of jy nou 'n ma hier is wat self geboorte gegee het aan jou kinders of nie geboorte gegee het aan jou kinders nie. Of geestelike kinders het vir wie jy sorg. Daar kom 'n oomblik waar ma twyfel in dit wat God binne in haar gesit het. In daai klein bietjie olie wat in elkeen se huis is. Die vrou sê sy het net 'n klein bietjie olie, asof dit nie 'n verskil in die situasie gemaak nie. Dis so groot dat daai olie is amper nie eens genoeg om die volgende bord kos te maak nie. Wat nou nog van haar om haar skuldeisers terug te betaal? Sien, dit wat binne in jou is, mamma, dit wat binne in jou is, wat vir jou lyk asof dit niks werd is nie, wat vir jou lyk asof jy niks daarmee kan doen nie. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie of dit 'n talent is en of dit tyd is of dit die vermoë is om die woord te verstaan nie. Dit wat binne in jou is wat vir jou lyk soos niks nie, is dit wat God gaan gebruik. Want God het die oplossing vir waarvoor jy bid al lankal in jou gesit. Die dag toe hy jou roep as 'n ma, het hy die oplossing binne in jou gesit. Daai klein bietjie olie wat jy het, sien, God het nie groot talente nodig nie. Hy het nie nodig dat jy moet CD's maak of gedigte skryf om vir jou kinders te sorg nie. God het nie eers krag of spiere nodig van 'n ma om haar te help nie. God het nie 'n graad of opvoeding nodig om jou te help nie. God het net nodig dat jy erken dat daar 'n bietjie olie binne in jou is wat God kan gebruik. Amen. Nou ek is nie hier om vir jou vandag uit te lê wat is die bietjie olie in jou lewe nie, maar ek vertrou God dat God vir jou gaan wys wat is die bietjie olie wat jy nog in jou lewe het, wat jy kan gebruik om daai kruike vol te maak, wat jy kan gebruik om die situasie te verander. Dalk is die bietjie olie wat jy het, die 5 minute wat jy in die oggende het voordat jou kinders wakker word,
om vir hulle te bid. Dis dalk wat die olie binne in jou is. Dalk is die bietjie olie wat jy binne in jou het, die liefde en die ondersteuning wat jou huisgesin nodig het. Die aanvaarding wat jou kinders nodig het. Dalk is die bietjie olie wat jy het, die sagte woord van troos en bemoediging wat jy tot jou gesin en kinders kan spreek. God het net jou gebede en jou gehoorsaamheid nodig om 'n groot werk te begin. Al maak dit nie sin nie. Ek kan net dink dat dit vir hierdie vrou, toe die profeet met haar praat, glad nie sin gemaak het wat hy nou probeer sê nie. Hoekom moet ek 'n magdom leehouers gaan leen en so 'n bietjie olie vat? Ek gaan net een houer vuil maak, dis al wat ek gaan doen. Al maak dit nie sin wat jy doen nie. God gaan daai nie sin maak nie, omdraai en iets groots daarmee doen. Het julle geweet dat ons as mans se gebede word soms verhinder, maar julle sin doen nie? Het julle geweet dat elke gebed wat julle bid, God hoor, en dat soms as ons as mans bid, word ons gebede nie gehoor nie? Het staan so in die woord. God is baie, baie, baie aan julle kant. Ek wil dit vir julle lees. 1 Petrus 3 vers 7. En dis nou ek belowe, dis nou die laaste keer wat ek met mans gaan praat, maar dis tot voordeel van die vrouens. Anyway, dit sê, en julle mans, behandel julle vroue met respek. As julle wil, die elmboog net vandag. Leef saam met jou vrou in die besef dat al is sy fisiek swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gee. As jy haar so behandel, sal jou gebede nie blokkeer word nie. As jou man jou nie eers reg hanteer nie, sê God, totdat hy dit nie reg doen nie, gaan ek nie vir hom luister nie. God is aan jou kant. God is aan jou kant. Hy wil jou help. Hy wil jou deurdra. Want nêrens sê hy, vrou, as jy nie jou man reg hanteer nie, gaan ek nie luister nie. Sien, God het net jou gebede nodig en jou gehoorsaamheid. Matteus 17 vers 20 sê hy, vanweë julle klein geloof, amen, ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, verplaas jou hier vandaan, daarheen, en hy sal soontoe skuif. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. God het die bietjie geloof binne in jou, die grootte van 'n mosterdsaadjie, daai klein bietjie olie nodig om 'n groot verskil te maak. Mag julle besef dat God het dit reeds binne in jou gesit. Amen. Jy het nie baie nodig om vir God om baie dinge deur jou te doen nie. Die laaste ding wat hierdie ma moes besef het, 'n ma moet weet dat sy tot enige iets in staat is met God aan haar sy. 'n Ma moet weet dat daar's niks wat haar kan keer wanneer sy na God toe gehardloop en hy vir haar die krag gegee het nie. Want ons sien verder in hierdie stuk in 2 Konings hoe God hierdie ma toe nou verder help. Dit sê, gaan daarna en sluit die deur agter jou en jou seuns, gooi dan die olie en al hierdie houers, die wat vol is, moet julle eenkant sit. Sy het toe van hom af weggegaan. Sy het die deur agter haar en haar seuns gesluit. Hulle het vir haar die houers aangegee en sy het ingegooi. Toe die houers vol was, het sy vir haar seun gesê, gee nog 'n houer vir my aan. Maar hy het vir haar gesê, daar is nie nog 'n houer nie. Die olie het toe ophou vloei. Sy het gegaan en dit vir die man van God vertel en hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oor is. Soms is daar 'n bietjie voorbereiding, maar van jou kant af nodig vir God om 'n groot ding binne in jou te doen. Soms het ons nodig om bietjie gehoorsaam te wees en dinge te doen wat nie lekker is nie, want God is besig met iets groter. Kan julle dink vir die ma, hoe het dit gevoel? Hoe het dit vir haar gevoel toe sy klaar weet sy skuld mense, om dan nou te gaan
en toe nog te gaan vra of sy houers kan leen. Soms vereis dit dat ons iets doen wat nie noodwendig so lekker is nie. Sien, Elisa sê vir die vrou, luister, hier is wat jy moet doen. Moenie kyk na die realiteit nie. Moenie kyk na die realiteit van die situasie nie. Want die realiteit sê dat met daai bietjie olie gaan jy niks reg kry nie. Gaan nie eens eier kan bak nie. Nie dat ek sê ma's is alleen dies wat eiers bak of kos maak nie. Kan 'n pa ook wees. Roan, Wian, kan ek vra dat julle daai vir my so langs bring asseblief? Hy sê vir hom, moenie kyk na die hoeveelheid olie wat daar is nie. Moenie raak sien die feit dat daar nie meer baie in jou oor is nie. Hy sê vir val daai klein bietjie olie en wees net gehoorsaam. Want sien baie keer kyk ons in die realiteit vas, ons as mense. Ons kyk in die realiteit vas en sien maar die kinders, hulle wil nie God dien nie. Hulle wil nie by hom uitkom nie. Ons kyk in die realiteit vas dat die bankbalans sê nie dat hierdie ding gaan werk nie. Ons kyk in die realiteit vas dat ons sukkel en dis moeilik en die kinders luister nie en hulle is ongehoorsaam. Dis die realiteit van die storie. Maar God stel nie belang in die realiteit nie. Ons dien 'n God wat ver buite realiteit sit. Weet julle hoekom sê die woord dat God nie kan lieg nie? Want as God nou vanoggend sê dat varke kan vlieg, dan gaan elke vark net daar waar hy staan vlerke groei en begin vlieg. God is buite realiteit. En vir die ma lyk dit asof hierdie bietjie olie nie vir haar gaan sin maak nie. En ek het nou regtig nie bedoel vanoggend om die skottelgoed te vat nie. Hierdie was so 'n oomblik van inspirasie gewees. Die skottelgoed het niks met die maas te doen nie. Ek wil net vir julle iets demonstreer. Okay, hulle gaan nou die res bring. Maar die ma sit met net 'n bietjie in haar. En ons sien die situasie soos wat hierdie ene soms lyk. Dit is ons skottelgoed, hoor. Na 'n Sondagoggend. Nou ons gaan almal saam vir Elsie bid vir Maandag want dit gaan wat die Here haar gaan help om hierdie op te los. Maar soms sit ons met situasies wat ek weet nie hoe gaan ek hierdie hanteer nie. Ek het niks binne in my om dit te doen nie. Ek en Larusha het gister huis skoon gemaak tot wie weet hoe laat in die aand toe. En ek het werklik besef dat ek het hulp nodig. Ek moet leer hoe hierdie dinge werk. Ek moes koppies 2, 3, 4 keer was. Ek het niks binne in my wat sin maak oor hoe gaan ek hierdie skoon kry nie. En baie keer kyk ek na my situasie, my omstandighede, ek kyk na wat in my hande is en ek sê ek kan nie daai oplos nie. Ek gaan nou dalk van julle omkrap. Maar ek kan met my hande maar probeer vee tot hy skoon is en ek kan die situasie sien dat eintlik is ek besig om hierdie koppie net nog veiliger te maak. Want dit wat ek hier het, maak nie sin nie. En dan wat gebeur is, ons besef, Here, ek het hulp nodig. Ek het nodig dat U my help. Ek het nodig dat U vir my bietjie krag gee en ek het nodig dat U vir my spasie gee. En dan kom die Here en hy sê, oepsie. Ek gee vir jou 'n bietjie olie. Ek gee vir jou 'n bietjie olie. Vat hierdie en gaan los die situasie op. En dan as ma kom ons nou aangestap tot by die probleem en dan sien ons weer, o, jene. Dis nie genoeg nie. Ek kan try om bietjie vir bietjie dan maar so hy lyk okay. En dan die volgende ene. Maar nou hierdie ene merke so dan moet ek maar weer teruggooi. En dan raak ek moedeloos met die situasie. Ek raak moedeloos want die mense luister nie vir my nie. Die situasie word nie opgelos nie. Die finansies maak nie sin nie, maar nou het ek al klaar my olie gebruik. En baie keer haak ons hier vas want ons dink dat ek het nou klaar alles gegee wat ek het.
Maar wat God wil hê, jy moet besef is dat elke keer wanneer jy teruggaan na hom toe, het hy 'n situasie, ek moes hierdie tafels dalk nader aan mekaar geskuif het. Elke keer gee vir jou nog 'n bietjie. En hy sê vir jou, ma, moenie worry, moenie kyk na hoeveel in jou glas is nie. Moenie kyk na hoeveel jy oor het nie. Maar begin net, want iewerste gaan ek aanhou om vir jou krag te gee, om die dinge te doen. Iewerste gaan jy besef dat jou krag nie opraak nie, en jy gaan kan aangaan, en jy gaan die situasie kan face, en al lyk dit asof die voorsiening opraak, moenie worry nie, kom ons gaan net weer binnekamer toe, kom ons kom net weer by God uit, kom ons praat net weer na hom, draai net weer na hom toe, in die situasie, want sien, want wat hy hier het vir jou, is ver meer, as wat jy dink jy eintlik nodig het, en jou bietjie olie, stop nie. Sien, met God aan jou sy, raak jou olie nie op nie. Met God aan jou sy, dit wat God binne in jou gesit het, raak nie klaar nie. Ek weet wat julle almal nou gekyk. Jy dink dalk jou kinders is onredbaar. Jy dink dalk dat die situasie waarin jy is onveranderbaar. Jy dink dalk dat jy het nie meer krag om aan te gaan nie. Maar wanneer jy teruggaan na God toe, elke keer gaan hy jou glas volmaak. Elke keer gaan hy jou deurdra. Elke keer gaan hy jou volmaak en hy gaan vir jou die krag gee. God gaan aanhou om jou beker vol te maak, want daar is nie 'n situasie wat God nie kan omdraai nie. Daar is nie iets wat jy nodig het wat God nie vir jou kan gee nie. Sien, hier is die ander ding wat die ma reg gedoen het. Sy het nie na die eerste koppie wat vol water was, na die eerste ene wat skoon en mooi was, gestop nie. Sien, baie keer is ons tevrede met net hierdie een ou probleempie. As ons net hierdie ding kan oplos. Die ma het nie na die eerste houer wat sy vol olie gemaak het gestop en gesê, okay, nou kan ek maar weer rustig raak. Nou, Here, dankie vir die emmer water wat daar was, maar ek gaan nou net hierdie kant bly. Sy het nie gestop tot elke houer vol olie was nie. En ek wil julle uitdaag, maas, moenie stop, moenie ophou om God se teenwoordigheid te soek nie, moenie ophou om sy nabyheid te soek nie, moenie ophou om te bid nie, moenie ophou om sy naam groot te maak, tot elke liewe houer vol is nie, tot elke kyken sy wy gekry het tot by die kerk nie, tot elke situasie opgelos is nie, moenie ophou nie, want God gaan aanhou as jy aanhou. Al hoekom dit ooit sal stop, is dat ons iewerste in hierdie situasie, in die op en af, langs die pad gaan sit en gesê het, okay, nou is dit genoeg, ek is nou bietjie moeg. God gaan aanhou, wanneer jy aangaan. Hoor wat sê Filippense 12 vers 13, of Filippense 4 vers 12 en 13, dit sê, ek weet wat het is om min te hê. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy om versadig te wees sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. En dan vers 13. Sien, en baie keer is 'n ma by vers 12. Ons weet hoe dit voel om niks te hê nie. Ons weet hoe dit voel om gebrek te ly. Ons weet hoe dit voel om nie te weet wat om verder te doen nie, om nie te weet hoe om vorentoe te gaan nie. En dan vers 13, tot dit alles is ek in staat om deur hom wat my die krag gee. Maar jy kan elke houer vol olie maak. Jy kan elke probleem oplos vanoggend deur God wat jou in staat stel om dit te doen.
Nou hierdie ene kan 'n mens twee kante toe vat. Dat ja, jy kan dit doen deur God wat jou in staat stel, maar jy kan dit alleenlik doen deur God wat jou in staat stel. Dis net hy wat jou gaan aanhou die krag gee. Daar is niks wat jy sonder God gaan uitrig vanoggend nie. Mag julle as maas vanoggend opnuut julle gesigte na God toe draai. Mag julle as maas opnuut besef dat dit wat jy binne in jou het is genoeg. Dink julle dit het vir die disippels sin gemaak toe Jesus vir hulle sê, maar hierdie 2 visse en 5 broodjies is genoeg? Dink julle dit het vir die res van die Israeliete sin gemaak toe Dawid vir hulle sê, nee man, hierdie ou 5 klippies en slingervel, ek sal dit kan doen? Dit het nie vir die vrou sin gemaak toe die profeet vir haar sê, die bietjie olie gaan genoeg wees nie. Vir julle as maas vandag, moenie wag totdat dit sin maak nie. Want God gebruik dit in anyway. En hy doen iets greats daarmee. Mag julle as maas vanoggend weet, waar kom julle hulp vandaan? Waar kry julle julle krag? Hou aan bid, hou aan God soek, hou aan gehoorsaam wees. Want daar's baie begeertes op 'n ma se hart. En God sal vir julle elke liewe een van daai begeertes gee, as julle in sy teenwoordigheid bly. Amen. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, dankie dat U elke ma vanoggend hier in U hand toevou. Here, dankie dat U elke ma vanoggend hier se hart in U hande toevou en beskerm. Here, dankie dat U elke gebroke hart wat in 'n ma hier is vanoggend, liewe Heer, al die stukkies bymekaar maak, al die stukkies optel en weer aan mekaar sit. Here, dankie dat U elke bekommernis wat op 'n ma se hart is vanoggend, een vir een gaan begin uitsorteer, Here, soos wat sy by U uitkom. Here, soos wat sy haar aandag en haar fokus op U stel, liewe Heer, wil ek bid en vra, Here, U woord sê dat U tot ons sal nader soos wat ons aan U nader, Here, en ek wil bid en vra, Here, dat U elke ma se hart sal sien, wat vanoggend nader beweeg aan U, Here, en dat U getrou sal wees, en aan hulle ook nader. Here, ons weet, ma's het dit spesiaal nodig, Here. Here, mag hulle vanoggend besef, dat hulle hulp kom van U alleen. Van U wat hulle sterk maak. Van U wat hulle die krag gee om dit te doen. Here, dankie vir U liefde en genade. Amen en amen.